ek dink wat ons aan gewoond is nie. Nou, ek weet nie wie van julle nou al goed bekend is met kunsmatige intelligensie en met al die goedjies op die selfoon en op die internet wat jy nou kan gebruik om antwoorde by te kry in plaas van net om 'n Google search te doen nie. So, ek het mos al 'n tydjie terug gesê ek is nou blootgestel na die opgradering van my foon aan ChatGPT, wat nou een van hierdie programme is wat jou inlaat in die wêreld van kunsmatige intelligensie. So ons as leraars praat ook met mekaar oor wat dit beteken en wat dit is. Ek gaan nou nie 'n hele toespraak daaroor maak nie. Ek wil net sê waar ek inligting vandaan kry, want op die ou ende is dit nou nie, daai masjien kan nou nie goed uitdink nie. Hy kan doodgewoon inligting wat reeds bestaan by mekaar voeg en dit saamvat. En toe ek nou vra oor hierdie tema, toe sê hierdie masjien uit die inligting wat tot sy beskikking is, uit die aard van die saak, in Engels, it lands with profound weight in the Dutch Reformed context, where keeping a stiff upper lip, stoicism, is often confused with faith. Nou ek moes dit nou uit die aard van die saak gaan vertaal, nie net in Afrikaans nie, maar in iets wat ek kan verstaan. Ek sien Joseph skud sy kop. So ek weet nie of hy nou nie saamstem nie en of hy ook dink dis baie groot woorde. So wat sê dit in verhouding met wat ek nou gesê het, dat ons nie gewoond is om tye van rou en verlies te omarm nie. Dit sê eintlik maar net dat in ons konteks, en ek wonder hoekom hierdie masjien so sou sê, maar ek dink ons kan saamstem dat ons mense wat tipies in ons kerk is, Afrikaans is, nie gewoonlik baie goed uitdrukking gee aan ons emosies nie. Behalwe die emosie van kwaad word. Ek dink ons boere is baie goed om kwaad te word. Maar die emosie rondom rou en verlies, die volle omvang van die emosie waaroor ons praat, is ons nie meer bekend nie. En ek hou van die uitdrukking van hierdie stif upperlip, die stywe bolip, en dis ons nou een van die klagtes, kan ek maar sê, partykeer teen sekere kerke, almal sit daar met 'n stif upperlip, en partykeer nog 'n bietjie met 'n neus in die lug, en ons kan 'n paar gebruik. Van die jong mense sal sê, dis baie styf, dis al daai woorde, en dis nou interessant, dat hierdie masjien nou dit verbind aan 'n gebrek daarin om te kan erns maak met rou en verlies. Die tweede deel wat hy sê is dat ons dit verwar met geloof. Ons verwar die feit dat ons 'n beheer is van ons, kan wees van ons emosie, om nie emosie te toon nie, om nie rond te dobber nie, om nie gegooi te word deur goed nie, as geloof. Ek het nogal baie daaroor gedink, wat dit beteken dat ons geloof dalk verkeerd verstaan. Dat ons geloof verstaan as om jou emosies te kan beheer, as om hier te kan sit en te luister. Wat is eintlik die rede is sedert die reformatie en hoe die gereformeerde kerk werk, is dat hierdie ruimte geweldig belangrik is en belangriker geraak het as die ruimte daaronder. Wat is die verskil in die twee ruimtes? Die ruimte hierbo is die ruimte van die akademie. Julle weet, dis hoekom die dominee die toga dra. Nie omdat hy heilig is nie, maar omdat hy akademikus is. En hy het net die toga wat ons kry as ons graad kry, nooit weer uitgetrek nie. Dit het niks met heiligheid te doen nie, dit het baie meer te doen met te sê ek is 'n akademikus, ek kan goed verduidelik, ek is belangrik selfs. Teenoor die onderste deel wat ons terugvat dalk 'n bietjie na die katholieke tradisie van die altaar, waar offer en emosie en saamleef met Jesus belangrik was. Nou ons weet in beide is daar sekere probleme, maar ons het die emosie verruil, die gevoel verruil, die binnewerk, die hartwerk verruil vir die kop. En daarom het ons, julle weet ons nou, het ons nagmaal 4 keer 'n jaar.
omdat anders was daar nie nagmaal in die gereformeerde kerk nie. So daar was 'n besluit baie jare gelede, daar moet ten minste 4 nagmaal geleenthede wees. Want ons het bang geraak vir enige iets wat emosie is, bang geraak vir simbole, nê. So, ons het nodig, dit wat ons in week 2 gesê het, om nie heeltyd ons emosies te wil beheer nie, en te dink dis wat 'n goeie gelowige doen nie. Ons bepaal nie ons eie geluk nie, want dis waarop dit neerkom. Nee, ek het laasweek 'n paar spreekwoorde gesê, maar ons, behalwe dat ek groot geword het, en ons, baie van ons groot geword het met, jy kan enige iets word wat jy wil, dis wat ons laasweek gesê het ons ook groot geword is met die spreekwoord, jy bepaal jou eie geluk. Jy bepaal hoe gelukkig jy gaan wees. En dis nie die waarheid nie, nê. Jy het 'n keuse hoe jy kan reageer, maar daar is doodgewone klomp goed in jou lewe wat gebeur, wat jou op sekere stadiums nie gelukkig maak nie. En dan uit die aard van die saak, wie bepaal ons geluk? Psalm 126, die Here bepaal ons geluk, nie ek nie. En 'n deel van ons akademie, ons kop hierbo, het gemaak dat dominees soos ek woorde gebruik en tale praat en goed preek hierbo wat nie verstaanbaar is nie, maar dat ons dink ons kan alles uitredeneer. Daar's net 'n groot klomp goed wat ons nie kan uitredeneer nie, maar wat dan gebeur is, omdat ons dit nie kan uitredeneer nie, omdat ons nie weet wat om te doen met die swaar kry goed in ons lewe nie, omdat ons nie ons humeur kan beteel nie, gryp ons na verskeie goeters toe. Ons gryp na spoed, na geraas, na besig wees, en dan na die ander kant toe, na pille en middels en goed wat ons verdoof. Die Engels sê dit so mooi, to numb the pain of our losses. Om jou net so nam te maak. So voordat ons Johannes 11 lees, om te verstaan hoe Jesus met verlies gehandel het, van wat praat ons as ons verlies praat, van rou en verlies? Ons praat nie net van die afsterwe van 'n geliefde nie. Ek het reeds genoem, ons praat van die afskeid neem van 'n geliefde troeteldier, 'n companion. Ons praat van die verlies aan gesondheid, die verlies aan 'n droom, die afsterwe van 'n loopbaan, die verlies aan ons jonk wees, aan ons aan ouer word, 'n verlies aan sekerheid. En vir ons wat hier saam is, as die tema van die reeks is 'n emosioneel gesonde gemeenskap, dan is dit ook die verlies aan ons kerk, aan ons gemeente, aan ons dominee en aan ons gemeenskap. Die verlies dat Uitenhaag nie meer die Uitenhaag is waarin ons groot geword het nie, dat die kerk nie meer die kerk is waarin ons groot geword het nie, dat die taal nie meer die taal is wat ek in groot geword het nie. Al hierdie dinge is verliese, dat die mense wat saam met my hier in hierdie banke gesit het nie meer hier is nie, vir watter rede ook al. Ons het 'n klomp verliese. En as ons nie op die regte manier met hierdie verlies handel nie, dan vorm dit bitterheid en afsydigheid en allerhande ander negatiewe reaksies. Want sien, ons probeer dit onderdruk met die stif upperlip en die neus in die lug en te sê, maar die Here sorg en dis die Here se wil, maar dis eintlik net so spanningsvolle regte ding om te sê, maar diep binne is ek diep seer gemaak. Soos ek gesê het, ons probeer die pyn verdoof. In ons ander manier is ons gee maklike en goedkoop antwoorde vir mekaar. Mooi antwoorde uit die Bybel uit selfs, nee, soos die Here in Romeine 8 vers 28, die Here sal ons nou alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. So moet nou nie bekommer nie, nee, die Here sal alles laat werk. En dit is die waarheid, onthou nou wat ek sê, is nie dat dit nie die waarheid is nie, maar dis hoe ons dit gebruik. Ons gebruik dit deur van my trauma, van my seerheid te spring na dit, sonder om deur die emosie te gaan. En ek gaan dit nou net mooi verduidelik.
Of my gunsteling, die een wat my as tiener erg vasgehou het en 'n klomp negatiewe goed veroorsaak is die bekende Johannes 10 vers 10. Ek kom gee dit vir julle die lewe in oorvloed. En as 'n jong tiener met 'n klomp uitdagings en 'n klomp dinge wat gebeur het dit wat die Bybel sê en dit wat in my lewe gebeur nie sin gemaak nie, en dit het geweldige spanning veroorsaak, want 'n mens probeer leef met lewe in oorvloed, maar dis nie in jou hart nie. Al het ek die Here geken, maar die goedkoop antwoorde, nê. Goedkoop antwoordjie, trooswoorde by begrafnisse, nê, van mooiste blomme en engele en beter toekoms. En daarom sê ek altyd, soos ek Woensdag ook by die begrafnis gesê het, moet ons minder praat in tye van rou en verlies en meer daar wees en stil wees soos 'n goeie Joodse gebruik was, om vir 7 dae net by iemand te sit en nie die foute maak wat Job se vriende gemaak het deur te begin praat nie. Kyk, dit was hulle grootste fout, ek het dit Woensdag gesê. Hulle grootste fout was om te begin praat in die tyd wat hulle moes stil gewees het in daai routyd, toe Job alles verloor het. En dalk moet ons daai ook leer, om nie te gou vinnige antwoorde, selfs uit die Bybel uit, vir mense te gee wat deur moeilike tye gaan nie. Want al maak dit met ons koppe dan sin, die lewe in oorvloed, is dit nie in ons harte nie, en dit veroorsaak partykeer meer spanning. So vandag gaan ons uitvind hoe om stil te staan by rou, in steede om ons uit die pyn daarvan te redeneer. Ons gaan hierdie week daaraan werk, dat om te rou nie 'n gebrek is aan geloof nie, maar die pad is na 'n nuwe lewe. En ons gaan dit in Jesus se lewe sien. En daarom gaan ons dit op 3 maniere doen, deur jou rou en verlies te omarm, om jou verliese aan die lig te bring. Die Engels is to expose your losses. En in die derde plek, hoe om dit na Jesus toe te bring. We change, we become softer, deeper, more compassionate people. The grave clothes of bitterness will fall off. Dis wat gebeur as ons met ons rou werk en dit nie ignoreer nie. Soos vanoggend die storie van Lazarus, en dis die inleiding tot die teksgedeelte. Dit gaan nou, julle ken die verhaal van Lazarus wat siek is, wat ontbied is deur Martha en Maria, Jesus wat talm en eers later gaan en Lazarus op die ouene dood is en hom dan lewendig maak. Dit gaan nie daaroor dat hy net vir Lazarus lewendig gemaak nie. Jesus het Lazarus se plek kom inneem. Het was vir my opmerklik toe ek die verhaal weer lees, en julle gaan dit nou sien, hoe soveel van wat met Jesus gebeur het, ook hierso in hierdie verhaal, is selfs die wegrol van die steen, en die verbande wat om hom was, die grafklere. Jesus het opgestaan, sodat ons ook kan opstaan. Johannes 11. Vers 32. Toe Maria aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete neergeval en vir hom gesê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Dit is nogal 'n aanklag. Ek gaan net nou weer daaroor iets sê. Vers 33. Toe Jesus haar sien huil, en julle kan dit omkring, toe Jesus haar sien huil, en dat die Jode huil, julle kan dit ook omkring, wat saam met haar gekom het dit hom ewig ontstel, julle kan ewig ontstel omkring, en hy het diep bewoe geword, nog 'n woord om te omkring. Hy sê toe, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Jesus het begin huil, omkring. Daarop het die Jode gesê, kyk hoe lief het hy hom gehad. Maar sommige van hulle het gesê, kon hy, wat die oë van die blinde man oopgemaak het, tog nie voorkom het, dat hierdie man sterf nie. Weer 'n aanklag. Jesus het toe opnuut ewig ontsteld na die graf gegaan. Julle kan weer ewig ontsteld omkring. Daar was 'n rotsgraf en 'n groot klippe daarteen gelê. Jesus het gesê, vat die klip weg. Martha, die suster van die oorledene, sê toe vir hom, Here, hy ruik reeds, want dit is al die 4de dag. Jesus sê vir haar, het ek dan nie vir jou gesê, dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie.
Hulle het die klip weggeskuif. Jesus het sy oë opgehef na bo en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek het dit gesê ter wille van die skare wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy voete en hande was met grafdoeke vasgebind en sy gesig met 'n kopdoek toegedraai. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Ons lees net daai gedeelte, die bekende gedeelte, en waarmee ons besig is vandag, is nog steeds dit wat ons die eerste week gesê het, dat mense sien net die boonste 10% van ons lewe. Dis ons gedrag, byvoorbeeld kerkbywoning en hoe ons hier lyk, maar onder dit, onder die oppervlak is daar 'n klomp goed wat in ons lewe gebeur het. Ons emosies, vorige wonde, rou. En wat gebeur? Hierdie goed onder die oppervlak het 'n impak op hoe my gedrag en iets soos kerkbywoning en hoe ek Jesus volg lyk. Ek wil vanoggend spesifiek oor vorige wonde en oor rou praat, want ons weet dat onverwerkte rou blokkeer geestelike volwassenheid. As ek nie met my rou en my pyn en my wonde iewers in my lewe afgehandel het nie, dan het dit 'n effek op my gedrag. Ek het so 3 weke terug vir iemand gesê, ek kan nie glo dat vandag nog een so klein insident ek so helder kan onthou, toe ek 7-8 jaar is, ek kan dit so glashelder onthou, baie helderder as ander mooi of ander traumatiese goed, maar kan daai 10 sekonde woord wat iemand gesê het, tot vandag onthou. En dat dit vandag nog so 'n effek op my het. Maak nie saak hoe hard hierdie wil van my, hierdie akademiese deel, hierdie kopdeel van my wil, dit wil verander nie, ek kry dit nie reg om my gedrag te verander nie, want dit sit hier onder die oppervlak en dit hou aan na vore kom. En dis hoekom ons nie kan groei nie, as ons nie daarmee handel nie. En die manier is deur die pad van rou. Hoe doen die Bybel dit? Dawid se voorbeeld is om aandag te gee aan die goed. Dis hoekom hy psalms skryf, boeke skryf waar dit gebeur het. En dan is daar 'n tussenin tyd waar ek wag en waar ek besig is, want van die wond en van rou kom ek nie môre en ek is weer reg in all smiles nie. Ek het nodig om in 'n tussenin tyd te wag dat die Here genesing bring. En dan bring hierdie ou lewe gee geboorte aan nuwe lewe. So wat wil ek vandag vir julle sê? Ek wil vandag in die eerste plek vir jou toestemming gee om te rou. Wat gebeur hier in vers 32 tot 35? Eers beskuldig Maria vir Jesus, né? Sy is dalk wat ons sê kwaad van hartseer wanneer sy vir hom sê, Jesus, kom jy nou eers hier aan? Dis te laat, hy's dood. As jy maar net gekom het toe ek geroep het. En dan Jesus se reaksie. Wat doen ons as iemand vir ons sê, maar die gebed het nie gewerk nie, jy het nie gou genoeg gebid nie, dan begin ons vir God verdedig en sê nee, maar dis nie sy plan gewees nie. Dis Jesus verdedig niks nie. Hy gaan nie in 'n redenasie oor haar geloof en sê vir haar, Maria, maar jy het nie genoeg geglo nie, of hoekom glo jy nou nie, of jy moes harder gebid het nie. Hy gaan nie oor haar dogma, oor wat sy glo van God en 'n opstanding, want party mense het mos nou nie geglo in daai tyd dat haar lewe na die dood is nie. Hy praat nie met haar daaroor nie. Hy praat nie met haar oor, Maria, wat dink jy dan nou nie? Hoe dink jy dan nou hieroor nie? Hy sê ook nie, moenie worry, ek gaan dit fix nie. Jesus sê nie vir haar, moenie bekommer nie, ek gaan dit regmaak nie. Hy aanvaar doodgewoon haar gebrokenheid. Kyk daarso. Vers 33, toe Jesus haar sien huil, en dat ook die Jode huil wat saam met haar gekom het dit hom ewig ontstel en hy diep bewoog geword. Wat is Jesus se reaksie
op haar beskuldiging en haar rou en haar hartseer, hy raak ook die bewoer. Hy begin nie verdedig nie, hy begin nie haar aanval nie, hy probeer haar nie fix en regmaak nie. Hy huil. Jesus in sy mensheid is inderdaad God met ons. Hy voel die pyn en self hartseer tot in die plek, tot in die pyn van trane. So hoe reageer jy op jou eie rou, jou eie verlies en op die van ander? Laat jy toe dat jy die volle emosie beleef, daardeur werk? Laat jy toe, gee nie vir iemand anders die ruimte, of probeer jy fix regmaak? Sê ons moet net onsself afstof. Moet jouself net opstaan, jouself afstof en aangaan. Dit lyk my nie dis wat Jesus doen nie. Hy gee vir ons toestemming om te rou. In vers 35 is daar 'n woord, 'n Griekse woord wat ek toe ek die week voorberei het, besef het, is die enigste plek in die hele Nuwe Testament waar hierdie woord voorkom. Verhuil. Dis die enigste keer wat ons, julle weet mos nou, taal het verskillende woorde om verskillende goed te sê. So in Grieks is daar verskillende woorde vir huil, vir die emosie van hartseer wees, maar wanneer hier gesê word, wat nou die kortste versie ook in die Bybel eintlik is, Jesus het gehuil, is dit 'n unieke Griekse woord. Dit is 'n unieke uitdrukking van hoe hy uitdrukking gegee het aan hierdie emosie, aan hierdie besef van wat met nie net met Lazarus gebeur het nie, maar ook met Martha en Maria. En in vers 38, dis hoekom ek julle dit laat ontkrang het, wanneer hier staan in die 2020 vertaling, ewig ontsteld, is dit ook 'n woord wat min voorkom, maar wat letterlik beteken in Engels to snort, to groan, and to be deeply moved. Wat hier gebeur is, dis eintlik die woord vir kwaad word. So wanneer Jesus besef wat hier gebeur, dan raak hy ontsteld, kwaad, hy raak vol emosie. So van hartseer, pyn, huil tot letterlik huil van kwaad, het hy na die graf gegaan. Waaroor? Nie oor die ongeloof of die verkeerde denke van Martha en Maria en van Lazarus nie, maar oor wat hier gebeur het. Ons skiep die rouproses baie keer. Geloof maak nie noodwendig rou makliker nie. Maar dit neem die intensiteit daarvan weg. En dan kom ons vanoggend na 'n tafel toe waar die gasheer die man van smarte is in ons woorde. Hy sit nie aan die tafel met 'n plastiek glimlag nie, maar met letsels op sy hande, met 'n intense belewenis van rou, pyn, verlies, met 'n Vader wat dit ook beleef het. En daarom kom Jesus en hy sê vir hulle, rol die steen weg. En wat doen hy daarmee? Hy kom ontbloot die dood. Tot so 'n punt dat Martha sê, asseblief, waarmee is julle besig? Dis al die 4de dag, dit stink. En buitendien in die Joodse geloof, na 3 dae is jy in elk geval onredbaar verby. So daar's 3 dae kans vir jou om dalk nog terug te kom, maar die 4de dag is alles verby. Maar waar Martha wil toehou en wegsteek, die dood en die stank van die dood, kom Jesus dit oopmaak. Is dit nie ongelooflik nie? Dat in jou lewe wil Jesus nie daai goed wat vrot toemaak en wegsteek en pleistertjies opplak, wat dit net aanhou laat vrot nie, hy wil daai goed kom oopruk, dat dit die stank en alles kan uitkom, dat dit gesond kan word. Want sien, ons ontken, ons sê dit pla my nie, in plaas van ek is eintlik oorweldig hierdeur. Ons sê mooi woorde van God is in beheer, maar Jesus aan die kruis sê, my Vader, waarom het U my verlaat?
Besef ons die radikale woorde aan die kruis, dat Jesus nie daar sê, God is in beheer nie. Hy sê, waarom het U my verlaat? Ons gebruik medikasie, ek het net nou alles verduidelik, nee, van voorskrifmedikasie tot onwettige medikasie, tot allerhande ander maniere, om ons pyn te onderdruk, om dit te ignoreer, waar Jesus en die Bybel, soos ek gesê het, in stilte wag. En dan baie van ons, soos ek gesê het, wanneer ons verliese ervaar, dan begin ons blameer, en baie keer met woede. Ons blameer die leiers in die kerk, die leiers in die dorp, die regering, en selfs die leiers in Amerika en ander plekke waarmee ons niks te doen, is hulle skuld, en ons raak kwaad, en ons raak opstandig, en ons brand af, en ons beklei, in plaas van om die seer wat agter die woede lê, die verlies wat agter hierdie woede lê, te bely, en vir die Here vergifnis te vra om ons harte te verander. Ons het nodig om die steen weg te rol en die realiteit in die oë te kyk van wat eintlik hier besig is om te gebeur. En dan, Jesus doen nie die wonderwerk agter geslote deure nie. Hy maak die steen oop en doen dit in die openbaar. Die enigste manier om vry te kom van die houvas van rou en verlies en seer kry en die goed in ons lewe, is dit om dit openbaar te maak. Die Bybel sê, Jesus sê, die waarheid sal julle vry maak. Ook die waarheid daarom. En daarom het Jesus oorwin. Hy het die dood oorwin, hy het die geveg oorwin, en hy wil vir ons lewe gee. En daarom kom opstanding alleen deur die dood. Ware opstanding kom alleen deur die dood. En daarom sê Jesus vir hulle, maak nou daai doodskleed, bande los. Is daai laaste woorde van hierdie perikoop nie ongelooflik nie. Maak hom los en laat hom gaan. En dis my oproep vir jou vanoggend. Waarvan moet die Here jou losmaak? Wat moet jy laat gaan, sodat jy kan vry wees? Want sien, ons probeer soos daai prentjie, 'n Lazarus lewendig wees, met alles van die dood, hierdie reuk van die dood, hierdie linne klere van die dood om ons. Jesus sê, maak los, en laat dit gaan. Wat is vanoggend daai bande, wat om jou is, en wat jou nog vashou, in 'n tyd van rou en verlies? Laat toe dat die Here jou vanoggend deur die nagmaal aanraak, en dat hy jou losmaak van jou verliese in die verlede. Ons gaan hierdie week aan die hand van die boekie verder en dieper hieroor gesels, en gaan jy worstel, sodat ons ontdek dat ons 'n reeks emosies het, van kwaad, hartseer, en slegte emosies, en dat ons dit kan noem. Agter in daai boekie is daar 'n lys van emosies, sodat ons kan erkenning gee van hoekom ons so voel, en dat ons nie net vasbly by kwaad en hartseer nie. Kom ons bid, en kom ons vra die Here om ons los te maak, en dat ons in hierdie tussentyd by hom sal wees, hierdie simboliese 7 dae van rou. Dat jy eerlik sal wees, waar jy na TV en oorwerk en wegkruip vashou, in plaas van om met dit wat binne is, handel te dryf. En vir jouself af te vra, wat is dit wat 'n verlies steek jy weg? Verlies aan 'n baba, 'n miskraam, 'n egskeiding, 'n werk wat verlore is, 'n kind wat die geloof verlaat het. Dalk het jy nog nooit voor die Here daarmee gaan sit nie. Jy het net daar oor gehardloop. Dalk is dit die verlies aan 'n toekoms, dat jy nie weet wat voor lê nie. Kom ons bring dit in hierdie week na die Here. Here, ek wil dit kom pleit by U, dat as ons vandag
nog dinge het waarmee ons nie afgehandel het nie, dat ons dit in hierdie week sal opneem en sal erns maak om dit voor U te bring. Here, in party goed dink ons dalk al het ons afskeid geneem, afgehandel, maar as ons vanoggend hier sit, dan kom dit weer na vore en ons besef dit het nog 'n impak op ons lewe, dan wil ons weer opnuut voor U kom gee. Here, ons wil blydskap ervaar, wat nie net oppervlakkig is nie, wat nie 'n plastiek glimlag is nie, maar wat kom by 'n diepe verlossing wat U bewerk het deur nuwe lewe. Kom neem die doodsbande en maak ons los daarvan. Ontbind ons, dat ons kan gaan waar U wil hê. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek wil uit hierdie gebed uit ons nooi om onsself gereed te maak vir die nagmaal. En ons gaan dit doen aan die hand van die 2 verse van Lied 253 wat sê U het die brood gebreek. So terwyl ek afbeweeg na onder, die tafel gereed gemaak word, kom ons sing hierdie lied net so sittende saam, en dan gaan ek sommer terselfdertyd, terwyl ons dit sing, gaan ons die tekens uitdeel, hou dit by jou, daarna gaan ek die nagmaal verduidelik, instel, en gaan ons dit saam geniet. So kom ons sit so, kom ons sing saam, en ons berei onsself so vir hierdie tekens wat ons gaan gebruik. Terwyl Wade regmaak om verder te speel, die vloeistof aan die buitekant is die wyn as ek reg is, en in die binnekant is druiwesap.
terwyl Wade en die persone wat bo help met die tegniese goed bedien word, wil ek net seker maak dat almal van julle wat wou brood ontvang, brood gekry het. As jy nie ontvang het, wil jy nie net jou hand opsteek nie, dan kan ons net seker maak. Ek het gesien, Richard het daar gevra by iemand wat hy gedink het bedien is en wat nie bedien is nie. Almal brood gekry, iemand wat nodig het om nog 'n glasie wyn of druiwesap te kry. Goed, dan is dit reg, en gee ons net die kans dat die diakens terugkom. Terwyl hulle klaarmaak, julle sal onthou dat as julle uitloop, kan julle sommer die glasies net saamneem en dit insit in die voorportaal. En daar is 'n houer met water daarin, waarin julle die glasies kan gooi, dan maak dit makliker vir die skoonmaak. Goed, ek wil graag vir julle voorlees uit die nagmaalsformulier uit, rondom die boodskap van die nagmaal. Die nagmaal is 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en ons toekomsverwagting. En daarom is die nagmaal vir my altyd 'n voortsetting ook van my doop, want dit dra voort dit wat ek met my doop getuig, met my belydenisaflegging getuig, dat ek glo in die dood en die opstanding van Jesus, dat ek glo in die belangrikheid van gemeenskap met gelowiges en dat ek glo dat ek 'n getuie moet wees vir sy werk. So om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek voor ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat ons nie 'n oordeel oor onsself bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes. Daar is sondes wat ons met gedagtes, met woorde of met dade oortree. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons hieroor opreg voor God vermoedig. Laat ons dan vasglo dat ons oortredinge vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna strewe om met ons hele lewe lank dankbaarheid aan die Here te bewys deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Gees ons daartoe help. En ons gaan nou ons geloof bely, sommer net so terwyl julle sit, ek gaan julle voorgaan en julle stem net saam, as 'n eerste stap om te sê, ek is besig om myself te ondersoek of ek werklik hierin glo en die nagmaal kan gebruik. En daarna gaan ons na geleentheid, gaan ek die instellingswoorde doen en dan gaan daar 'n lied speel wat jou ook geleentheid gaan gee om verder te dink oor die betekenis. So daar gaan genoeg tyd wees om op jou eie tyd die broodjie te breek en die wyn te drink. So kom ons stem saam waaroor ons bely as ons nou gehoor het waaroor die nagmaal is en as ons aansit aan die tafel, want simbolies sit ons almal rondom hierdie tafel. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. En daarom, omdat ons dit glo dat Jesus ook ons sonde wil vergewe, neem ons hierdie brood wat ons breek, wat die gemeenskap is met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Wanneer die musiek speel, net nou, dan breek jy dit vir jouself, en jy neem dit, en jy eet dit, en jy dink daaraan, en glo, dat sy liggaam gebreek is, tot volkome versoening, vir al ons sondes. En daarna neem jy die glasie, wat symbolies uit hierdie een beker gegooi is, uit die een lewe van Jesus, wat die beker van danksegging is, om dankie te sê vir die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. En as jy dit neem, dan drink jy dit, en jy dink daaraan, en glo, dat sy kosbare bloed vergiet is, tot volkome verlossing van al ons sondes. As we break this bread, as we drink this cup, Lord, we remember how you gave your life on a brutal cross. Lord, we remember this is the way you've chosen to save. This is the way you make all things new. This is the way you've chosen to save. This is the way you make all things new. Broken and beautiful. Extravagant love, prodigal grace, broken and beautiful. God's perfect justice, mercy's embrace. As we break this bread, as we drink this cup, Lord, we remember it was for my sin that your flesh was torn. Lord, we remember this is the way you've chosen to save. This is the way you make all things new. And this is the way you've chosen to save. Justice, mercy's embrace, broken and beautiful. Here, dit is so waar, soos hierdie lied gesing het. Ons kan dit nie begryp nie, maar uit gebrokenheid het U vir ons lewe kom gee. U gebrokenheid is so kosbaar mooi. En dankie dat ons dit kon aangryp deur brood te breek, wyn te drink en daaraan herinner te word dat ons ook maar gebroke is. Soos wat ons laasweek gesê het, kleipotte wat maklik breek.
Maar dankie dat U ten spyte van ons gebrokenheid ons wil gebruik. Dat U ons wil kom heel maak. Dat U vir ons nuwe lewe wil gee. Dankie dat U ons voorgegaan het en daarom al is ons diep bewus van die gebrokenheid aan die kruis, dat ons oortref word deur die feit dat U opgestaan het en dat U lewe en dat U sit aan die regterhand van God. Dat U vir ons 'n Vader is en dankie dat U dit ook vir ons wil doen vandag. Dankie dat ons kan vry wees van alles wat om ons gebind is en wat ons vashou. Wil U ons help om in daardie vryheid te leef, maar dat ons nie kort pad sal vat nie, dat ons dit sal doen deur die pad van die kruis te loop, en onsself te kom opoffer en te kom gee en te kom neerlê, en dat ons weer opgewek sal word as nuwe mense. Dankie daarvoor, dankie vir die kosbare bloed, en daarom wil ons, soos die psalmdigter sê, prys die Here almal. Diensknegte van die Here wat snags diens verrig in die huis van die Here, hef julle hande op na die heiligdom en prys die Here. Mag die Here julle seën. Dis ons gebed, Here. Amen. Kom ons antwoord op die gebed, kom ons bid saam uit Liedboek 588, die 3 verse daar, o God van hoop, dat ons sê waarin ons hoop is, in die tye as ons swaar kry, en dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën.
kom ons gaan huis toe met die wete dat Jesus met ons is in ons tye van rou en verlies, dat ons dit nie op ons eie hoef te dra nie, maar dat hy wat die pad van smarte ken, daar is vir ons en met ons. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. En die Here sal julle gebede verhoor en dan julle sy vrede, sy troos gee deur die Heilige Gees. Amen. Julle moet 'n fantastiese week hê. Onthou vir Lise te kry as julle kan help volgende week net met tafels regmaak en eetgoedjies uitpak of wil bak en brou.